Daar in Markus 1 vers 40 lees ons hierdie woorde. Daar kom toe 'n melaatse man na hom, dis Jesus toe, wat smeekend op sy knieë voor hom neerval en vir hom sê, as u wil, kan u my gesond maak. Ek wil graag met jou praat oor die tema, wat God wil, dit kan hy doen. Kom ons volg hierdie gedeelte in die skrif op. Hy sê, as u wil, kan u my gesond maak. Nou so versoek, kan 'n mens net aan God rig. Dit sou onredelik en onbillik wees om dit van enige mens te verwag. 'n Dokter, 'n spesialis, 'n regsgeleerde, 'n ryk man. Ja, daar is baie dinge wat hulle vir jou kan doen. Hulle kan egter nie alles doen nie, al wil hulle. Daar is 'n populêre sê ding wat ons in die laaste paar jaar dikwels in motiveringspraatjies in kerklike en sekulêre kringe hoor, wat so lui, as jy dit kan droom, kan jy dit doen. Nou al klink hierdie woorde hoe mooi en positief, is dit nie 'n absolute waarheid nie. Daar's baie dinge wat ek en jy kan droom en wat ons graag wil doen, maar ons kan dit nie doen nie, dood eenvoudig nie. Nie eens die magtigste mens op aarde sou dit kon regkry nie. Die Here is die enigste een wat kan doen wat hy wil. Ek wil dit herhaal, wat God wil, kan hy doen, omdat hy God is, omdat hy almagtig is. Die melaatse sê vir Jesus, as u wil. Die mense wat hulle geheel en al aan God se wil toevertrou, word die gouste en maklikste gehelp. Dis so belangrik om eerlik en met die vertroue van 'n kind die wil van die Here te soek. Natuurlik is daar sekere dinge wat ons weet altyd die wil van die Here is. Dit is byvoorbeeld nie nodig om te sê, as dit u wil is, red my kind nie. Dit is God se geopenbaarde wil om mense te red. Jesus het gesterf, omdat God die wêreld so lief gehad het. As dit egter nie sy wil is om iets te doen nie, moet ons dit nooit verstaan as dat hy ons nie lief het nie. God het ons altyd lief. Wanneer ons opreg bid, as u wil, is die erkenning van God se beskikkingsreg en 'n beroep op sy liefde. As u wil, kan u. Dit spreek nie van ongeloof nie, maar van 'n vaste vertroue in God se almag. Let daarop dat hierdie melaatse nie gesê het, as u kan nie, maar gesê het, as u wil. Hy was seker van Christus se mag. Hy was net nie seker van sy wil nie. Daarom onderwerp hy hom aan Christus se soewereiniteit. In Christus is daar volmaakte harmonie tussen sy wil en sy mag. Daar's baie dinge wat ek en jy graag sou wou doen, maar ons kan nie. Aan die ander kant is daar baie dinge wat mense doen en die mag het om te doen, maar wat nie reg is nie. By God is daar nooit 'n botsing tussen sy volkome mag en sy volmaakte wil nie. Hy doen dit wat mense nie kan doen nie. Hy doen dit wat reg is en hy doen dit op die regte tyd. Geseënd is die mens wat van die Here ontvang wat God alleen kan gee wanneer dit sy wil is. As u wil, kan u. Dis geen bevraagtekening van Jesus se mag nie. En dit is ook nie 'n teken van ongeloof nie. Dit spreek nie van twyfel nie, maar van nederige onderwerping aan sy wil. Daardeur wou hierdie melaatse man vir die Here sê, om my versoek toe te staan of nie, lê in u hande. Ek berus in u liefde en meerdere wysheid. Hierdie man het hom volkome op die wil van Christus verlaat. Dis ook vir my en jou die heel beste om te doen, om Christus se wil eerlik en eg te soek. Kom ons vra hom dit vandag. Here, ek wil soos 'n kind vertrou dat u wil vir my altyd die beste sal wees. Here, laat u wil geskied in my lewe. Amen. Alles van die beste, tot volgende week.